baie welkom by die Woord in Diepte, die van Homebase se kant af. Hoop ons dat u die program geniet en Rebecca is weer saam met my om vir my te lees. Vandag gaan ons weer kyk na die woord van die Here wat profeties met ons praat in ons voorlaaste studie van hierdie reeks van profesieë in God se woord. Dit is vir my so interessant dat ons in die gewone verhale van die woord van God kan sien hoe ons aan die einde van tyd gewaarsku word. En in die gebedsfoto is daar iemand wat sit en lees. En wanneer ons God se woord optel en ons lees, dan vind ons daaruit bemoediging en leiding en ons weet in watter rigting God ons lei. Kom ons bid saam. Dankie Here dat u niks doen tensy u ons as u kinders waarsku nie en wys op die weg wat ons moet loop. Ons dankie dat ons vandag weer u woord kan oopmaak en ons bid u seën daarop in Jesus naam. Amen. Lees vir ons 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En ons hoef nie vreesagtig te wees nie, wanneer hy vir ons die toekoms aandui, soos jy die woord lees, praat die Heilige Gees met jou en weet jy wat voorlê. Hoe kan ons as Christene in hierdie laaste moeilike dae met vaste tred, sonder vrees, God se banier hoog hou? Want daar's baie ander mense om ons wat vol vrees is, wat nie weet waarheen hierdie wêreld gaan nie. En hulle besef hier's iets aan die kom. Hoe kan ons hulle bemoedig? Hoe kan ons kragtig in geloof die stryd dag aan dag aanpak? Ons moet eerstens verseker wees dat ons die waarheid het en nie aan 'n leuen glo of 'n so sê iemand nie, maar so sê God se woord. Soos die skrif dit gee en nie tradisies navolg nie. En dan tweedens moet ons die profetiese woord ken, want die profetiese woord wys vir ons hierdie dinge. Ons moet bid dat die Here ons oë sal oopmaak om hierdie waarhede raak te sien. Die wêreld luister na ons en dan sê hulle dis dwaasheid, maar hulle wat geestelike insig het, verstaan hierdie dinge. Daniël 2 vers 31. U, o koning, het 'n gesig gehad. Kyk, daar was 'n groot beeld. Hierdie beeld was hoog en sy glans was buitengewoon. Dit het voor u gestaan en sy voorkoms was vreeslik. Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei. U het gekyk totdat daar sonder toedoen van mense hande 'n klip losraak wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei, en dit fyn gestamp het. Toe is te gelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyn gestamp, en dit het so skaf geword van die dorsvloere in die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword wat die hele aarde gevul het. Ja, hierdie is seker een van die grootste profesieë van alle tye, wat lank voordat hierdie ryke bestaan het, net die Babyloniese ryk Nebukadneser het toe bestaan as wêreldryk. En hierdie voorspellings gee alles tot aan die einde van tyd in baie groot besonderhede. En dit is vir my so opmerklik dat die koninkryk van Babylon met die 7 wonders van die wêreld, die tuine van Babylon, dit was net iets onsagliks groot. Dat daardie koninkryk
deur goud voorgestel word. Die Mede-Perse het gekom, 'n kleiner koninkryk, en toe na hulle die Grieke, en na hulle Rome, en na dit die voete van yster en klei, en die beeld van Daniël 2 kan jy daar in die foto sien. En soos daai metale minder word in waarde, so het die koninkryke een op die ander gebou, en hulle kon versterk gewees het, maar hulle het agteruit gegaan. God het aan elke een sy tyd op die aarde gegee om te regeer. En sou hulle hom erken en hom dien, sou hulle vandag nog wêreldkoninkryke gewees het. Maar omdat hulle eie pad geloop het en selfsug oorgeneem het, het hulle hoogtepunt bereik en geval. Dit is so jammer om dit te sien. En dan kom 'n klip. 'n Klip het minder waarde as goud of silwer of koper of yster. Net 'n klip. Maar daardie klip tref die beeld aan die voete en maal die hele beeld fyn tot stof. En wat vir my merkwaardig is dat hierdie kaf, hierdie stof, is deur die wind weggeneem. Dan sê die woord, sodat daar geen spoor van gevind is nie. Wanneer die Here sy koninkryk opstel, na die wederkoms, sal daar geen spoor van menslike wysheid oorbly nie. Dit sal tot niet gaan, en God se koninkryk sal tot in ewigheid bestaan. Dit is so 'n groot profesie. Die Bybelversie sê dat die klip het 'n groot rots geword. Die klip het 'n groot rots geword. Hy het gegroei, hy het nie agteruit gegaan nie. Geregtigheid bou op geregtigheid. Vers 38. U is die hoof van goud. En net daar het Nebukadneser sy bors uitgestoot. En net daar het hy begin val met die hoogheid wat hy gehad het. Vers 39. En na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as die van u, daarna 'n ander, 'n derde koninkryk van koper, wat oor die hele aarde sal heers. En die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fyn stamp en verpletter. En soos die yster wat vergruis, sal hy dit alles fyn stamp en vergruis. En dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van pottebakkersklei en deels van yster was. Dit sal 'n verdeelde koninkryk wees. Vers 43. Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie. Net soos yster nie met klei meng nie. En hierdie het ons gesien dat die Verenigde Nasies en wie ook al, hulle sal oral probeer om die wêreld saam te voeg, maar niks sal werk nie, want God het gesê dit sal nie klewe nie. Vers 44. Maar in die dae van die koning sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Hoe soek die mens nie daarna om altyd te regeer nie, of om vir ewig te lewe nie? Hy doen navorsing en hy spook, maar hy kom nêrens nie. Sonder God gaan jy nêrens nie. In die bygaande foto sien jy hoe Nebukadneser daar lê en slaap. En hy hierdie droom het in die rots wat God se koninkryk voorstel, die beeld tref. En alles wat aards is tot niet maak en sy koninkryk oprig. Wat 'n bemoediging om te weet dat ons aan die wenkant kan wees. Daniël 3 vers 1. Koning Nebukadnesar het 'n beeld van goud gemaak. Sy hoogte was 60 el, sy breedte 6 el,
Hy het dit opgerig in die dal Dura, in die provinsie Babel. Daarna het koning Nebukadnesar die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies laat versamel, dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld wat koning Nebukadnesar opgerig het. So hier het jy al die belangrike persone. Rebecca het almal gelees daar, van elke provinsie, die groot koppe was daar. En nou vind die inwyding plaas. En toe die musiek begin speel en sy bevel was streng dat almal moes buig en aanbid. Want hy, en eintlik dui dit op hom, hy is die koning. Hy is die aanbidding waardig en hy neem hier die plek van God in. En daar staan 3 seuns, jong manne. En hulle staan. Hulle is nie besig om te buk om hulle skoene vas te maak nie, hulle staan. Want hulle sal God en hom alleen aanbid. En dit is vir ons 'n voorloper, 'n tipe van wat ons moet wees in die laaste dae. Ons moet bly staan en nie luister wat mense wette doen as dit God se wet oortree nie. En 'n uitroeper het hardop geroep: "Julle word aangesê, o volke, nasies, tale, sodra julle die geluid van die horing, die fluit, die siter, die luit, die harp, die doedelsak en van allerlei musiekinstrumente hoor, moet julle neerval in die goue beeld aanbid, direk teen die Joodse godsdiens." En God het gesê, hom alleen moet ons aanbid in sy wet, in sy woord. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad in die brandende vuuroond gegooi word. In die bygaande foto sien jy daar die beeld van goud. Al die mense buig neer en aanbid. Maar 3 manne wat aangestel is in die koninkryk, as groot koppe kan ek maar sê, in die regering. En wat sê Daniël 3 vers 8? Op grond daarvan het tegelykertyd Galdeëse manne nader gekom en die Jode aangekla. Daar is Joodse manne wat u oor die bestuur van die provinsie Babel aangestel het. Sadrag, Mesach en Abednego. Hierdie manne het hulle, o koning, aan u nie gesteer nie. Hulle dien u gode nie en die goue beeld wat u opgerig het, aanbid hulle nie. Ek dink hierdie Galdeëse manne was so bly om hierdie geleentheid te kry. Want hierdie 3 manne het hulle werk getrou gedoen en het hulle in die skande gesteek. En hulle kry niks fout wat hulle doen nie. Hulle kan nie hulle betrap op 'n fout dat hulle kan aangee by die koning nie. Maar nou oortree hulle sy direkte bevel. En hulle hardloop net soos die manne wat later vir Daniël in die leeukuil wou gooi. En het toe gedoen het. En hulle het nie geleer uit wat hier gebeur het nie. Wat sê hierdie 3 manne? Het hulle geaarsel, jong seuns? 3 vers 17. As onse God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien en die goue beeld wat u opgerig het nie sal aanbid nie. Ons lees hierdie woordjies baie maklik. Maar as jy 'n huisgesin het, jy is die broodwinner, en hulle sê by die werk vir jou, dat jy môre moet inkom en kom werk, en môre is jou Sabbatdag, wat gaan jy doen? Gaan jy vir hulle sê, ek sal nie die afgod aanbid nie, ek sal nie inkom nie, want dit is teen die woord van God, en ek kan nie God teleurstel nie. Hierdie manne het pal gestaan. As ons na die Nuwe Testament toe gaan, kom ons kyk na die laaste boek Openbaring 13, en ons lees van die tweede dier, vers 11, nie die seedier nie, die volgende dier,
wat sê dit daar van die dier wat uit die aarde uitgekom het? En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom. En hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. So in hierdie profesie, daar op die eiland van Patmos, sê Johannes, dat daar 'n dier uit die see gaan opstaan, uit die baie volke, met ander woorde uit Europa waar daar baie volke is. Amerika was daar die tyd nie so bewoon nie, daar was min mense, van die inboorlinge was daar, en daar sal 'n koninkryk opstaan, met 2 horings, net soos 'n lam, en so het die mense van Europa, van die vervolging deur die Romeinse kerk gevlug na Amerika toe en hulle daarso gaan veiligheid soek. In die bygaande foto sien jy die lammetjie wat daar lê. En jy verwag nie dat 'n lammetjie sal byt nie, jou sal seermaak nie. En so verwag niemand tot nou onlangs dat Amerika ooit sy wette van godsdienstvryheid sou verander nie. En dis besig om voor ons oë te gebeur. Hy begin praat soos 'n draak. Vers 12, wat sê dit? En hy oefen al die mag van die eerste dier. En die eerste dier was die pausdom, was Rome. So die valse profeet of Amerika dan begin die pausdom se wette toepas. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewend geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word, wat die dier se beeld nie aanbid nie. Hier kom daai dreigement weer 'n keer. En dit is baie duidelik, net soos in die tyd van Ester en Haman, soos ons verlede keer gesien het. En Haman het uiteindelik aan sy eie galg gesterf. En hier sal die mense wat hierdie wette maak, uiteindelik hulle eie doodsvonnis teken. Lees vir ons vers 16. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word. Let op die woordjie maak, dit is dwang. Hulle word gedwing. Hier is geen liefde in hierdie stelsel nie. Dis nie hoe God werk nie. Hy dwing mense. Vers 17. Sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Jy het nou net gesê hy dwing mense, jy bedoel seker die dier dwing mense. Ja, die dier dwing die mense om hierdie merk te ontvang. Want hoe dwing hy hulle? Julle kan nie koop nie. So as ons nie kos het nie, op wie moet ons dan vertrou? Ons het geleer in die vorige studies, ons moet net op God vertrou. Ons godsdienst moet dan prakties uitgelewe word. En die Here sal vir ons sorg. Hy sal vir jou die kos gee. En daai koop en verkoop het nie net 'n betekenis van dat jy nie kos kan kry en koop nie. Dit het ook 'n geestelike betekenis. Dat dit dan 'n tyd word wanneer jy nie na God se boodskap, na geestelike boodskappe sal wil luister nie. Met ander woorde, jy sal vir hierdie mense preek en hulle van God se woord vertel en sê daar staan geskrywe, maar hulle sal dit nie koop nie. Hulle sal sê,
dit is hele praatjies, ons stem nie daarmee saam nie. Behalwe die wat die merk van die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hierdie is baie ernstige woorde. Openbaring 14 vers 9. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier in sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Nou ja, hier is die waarskuwing baie duidelik gegee. Niemand sal kan sê hulle het nie geweet nie. Die boek met die naam Openbaring sê dat dit duidelik is. En as jy die boek Openbaring bestudeer, hoe meer jy daarin lees, hoe meer raak jy opgewonde, hoe meer sien jy Jesus se liefde in die boek, terwyl die mens wat oppervlakkig daarna kyk, al benouder en benouder word. Christus waarsku sy volk, hy kom haal sy volk, die klimaks van die eeue word bereik. Christus wat kom sterf het op Golgotha, gaan uiteindelik sy volk verlos, maar dit gaan afspeel tot op die laaste en lyk asof die bose gaan oorwin. En met daardie bevel dat as ons nie die dier aanbid en sy wette uitvoer nie, die aardse wette, die mense wette, bokant God se wette stel nie, dan gaan ons doodgemaak word. En dan sluit die genade deur. En God het genoeg tyd gegee vir elkeen om sy keuse te maak. En Openbaring 16 vers 2, of die hele hoofstuk 16, word die oordele van God op hierdie bose wêreld uitgegooi, een na die ander. Lees vir ons die eerste een. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom, wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het. Met ander woorde, toe kom daardie pla op wie? Op hulle, wat gesoog het, want hulle kan nie kos koop nie, hulle geestelik stel hulle nie belang nie, en hulle aanvaar mensewette. En ons sien, hier speel die groot stryd prakties voor ons oë af. In die bygaande foto kan jy sien, daar's 2 arms, 2 vuiste, wat die God se boodskap voorstel, en die bose se boodskap wat net so hard terugveg. So vind die groot stryd tussen God en die bose plaas. En nou het die genade deur gesluit. God trek sy beskerming oor sy kinders. En hy stort, soos die woord vir ons sê, die kwaai swere val op die mense wat die merk van die dier het en die beeld aanbid. Met ander woorde, wat met hierdie valse sisteem, wat met hoerery vergelyk word, val op hulle en hulle leef baie swaar. Romeine 1 vers 8. Ons kyk of ons in die Nuwe Testament nog voorlopers van hierdie gebeurtenis kan kry. Romeine 1 vers 18. Vers 18. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Die Here sê hier, van die skepping van die wêreld af, van Genesis, dwars deur tot vandag, kan ons duidelik sy werke sien en verstaan. En as jy die kleinste ou goggaatjie of blommetjie neem en jy kyk daarna hoe dit gebou is, hoe dit uiterlik lyk,
Jy kyk na kleur, jy kyk na vorm, jy kyk na struktuur, jy kyk hoe daardie voelhorinkies kan buig, die litte daarvan, hoe 'n by weet waarheen om te vlieg, hoe om heuning te maak, ensovoorts. Jy kyk na funksie. En die verstand van wetenskaplike staan stil. Dan besef jy, dit kan duidelik gesien word. Maar wat maak die mens? Die mens sê nee, hierdie dinge het sommer net ontstaan. Hy gee die simpelste redes daarvoor. En ons kies om teen God se duidelike openbaring te werk en te glo. En dit sê, hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge. Hulle het onverstandige hart is verduister, tot op 'n punt waar die godlonaar naderhand sy eie leuns glo. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en voëls en viervoetige kruipende diere. Mense, as julle dit nog nooit raak gesien het nie. Ek het daardie sinnetjie op universiteit geleer. Die verganklike mens, voëls, viervoetige diere, kruipende diere. Die mens het as 'n, kom ons sê, as 'n eensellige organisme ontstaan. En toe die een handboek na die ander uitkom, almal het gesê, die eensellige amoeba het ontwikkel tot 'n meer ingewikkelde en kompliseerde diertjie. En toe het hy begin deel. Ek wil nie al die wetenskaplike name hier noem nie, maar naderhand het hy 4 selle, 8 selle, 16 selle geword en so het hy gegroei en hy het ontwikkel. En naderhand het hy van 'n seelewe of 'n waterlewe gemigreer na 'n landlewe toe. En ons kry die amfibieërs vandag en hulle gebruik hulle as bewys daarvan dat diere so ontwikkel het. En naderhand kry ons die reptiele en die dinosourusse en uit hierdie geweldige ou groot akedusagtige diere. Naderhand het die mens ontwikkel en hulle het die fossiele van primitiewe mense wat God geloon het en wat in grotte gebly het hulle gaan opgrawe en die goed dateer op metodes, op aannames en gesê dis die mense oerouers en hulle kom met hulle teorieë van miljoene jare, maar die Bybel weerspreek dit alles. En in die bygaande foto daar kan jy sien hoe hulle glo die mens ontwikkel het van 'n aap tot 'n mens. En op die ou end vind ons uit dat God en sy skepping word bespot. Maar hier staan dit in Romeine. Hulle die heerlikheid van die onverganklike God verander in 'n beeld van 'n verganklike mens. En soos navorsing aangegaan het een van hierdie 2, 3, een na die ander, van hierdie oermense, terwyl hulle nagegaan het, hulle uitgevind, dat hierdie vervormde skedel aan 'n mens behoort het, wat aan siektes gelei het, wat die beenstruktuur verwring. En dat hierdie mens wat 'n voorouer van die mens is, want hulle soek naarstiglik na die vermiste skakel tussen 'n gorilla of 'n aap en 'n mens, was eintlik die hele teorie gebou op 'n tand. En daai tand was eintlik die tand van 'n vark en nooit die tand van 'n mens nie. En so word hierdie mense wat in wysheid hierdie waarhede wat die mens uitdink verkondig, tot leuen gemaak deur die feite. En waar daar fossiele van mense opgegrawe word in 'n laag wat 10, 20, 60 miljoen jaar oud is, word daai fossiele
geklassifiseer in 'n museum gebeure en doodstil gebly daaroor. Dit kom nie in die koerante uit nie, want dit kan nie gebeur nie. Dit is onmoontlik. En so wil die mens, of die duiwel agter die mens, die sogenaamde slim mense, God se skepping tot niet maak en die leuns voorhou deur misleiding. Ek kan nie amper nie glo dat mense nie daai sinnetjie raak sien in Matteus 24:4 nie, waar Jesus sy disippels net voor sy hemelvaart waarsku en sê, pas op, dat julle nie mislei word nie, voor sy kruisiging, ekskuus. Handelinge 12 vers 1. En omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. En hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring. Nou gaan daar weer, nou in die einde van tyd, mense moet sterf en hulle lewens moet gee vir God se waarheid. Dit gaan vervolg word en doodgemaak word. Dit het gister gebeur, dit gebeur vandag en dit gaan môre weer gebeur. Vers 3. En toe hy sien dat dit die Jode welgevallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem. En dit was die dae van die ongesuurde brode. Toe hy hom dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan 4 wagte, elkeen van 4 soldate om hom te bewaak. So as ek reg lees, dan lyk dit vir my hier na 16 wat daar so hulle bewaak het. Hulle het hulle in die diepste gevangenis toegesluit. Met die bedoeling om hom na die Paasfees voor die volk te bring. Nou hoekom wou hy hom voor die volk bring? Hy wou die goedkeuring van die mense gehad het. Toe hy Jakobus se kop afgekap het, sê dit dat die Jode welgevallig was. Toe kruip hy by die Jode. Nou wil hy Petrus se kop ook afkap. Vers 5. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. Nou is gebed of is 'n gevangenis met groot wagte en slotte sterker? Watter een is sterker? Gebed. En dit het Herodes nie besef nie. En hierdie aanhoudende gebed het vir Petrus opgegaan. En ons sal aan die einde van die tyd ook so moet bid. Vers 6. En toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap. So sy een arm is aan die een soldaat vasgeketting en die ander arm aan die ander soldaat. 2 bewaar hom. En by die hekke is daar soldate en buite is daar soldate. Met 2 kettinge geboei en wagte voor die deur het die gevangenis bewaak. En met een staan daar 'n engel van die Here by hom en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê, staan gou op. En die boeie het van sy hande afgeval. Ek dink hy het gesê, Petrus, staan op. Ek glo nie hy het so hard gepraat soos jy nie. Ek dink hy het saggies gesê, Petrus, staan op, trek aan jou klere. En toe val die boeie van sy arms af. En Petrus droom. Hy was moeg en hy droom. En hy sê om gord jou en trek jou skoene aan. Maar ek dink hy het gesê om trek jou klere aan, trek jou skoene aan. En hy het dit toe gedoen. En verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed oor en volg my. En daar gaan die 2. Hulle het uitgegaan en hy het gevolg en hy het nie geweet wat deur die engel plaasgevind het, werklikheid was nie. Hy het gedink hy droom. Hy het so in sy slaap geloop. Maar hy het gemeen dat hy 'n gesig sien. Vers 10. En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygegaan het, kom hulle by die eysterpoort wat na die stad lei. En dit het van self vir hulle oopgegaan. En hulle het buitekant gekom en 1 straat ver gegaan. En dadelik het die engel hom verlaat. En daar staan hy alleen in die koue naglig. En toe skrik hy wakker. Gaan hierdie dinge weer gebeur? Ja. Daar's mense wat vandag doodgemaak word.
en as mense wat vandag ook deur God se genade gered word. So het baie martelare hulle lewens reeds vir die saak gegee. En so is daar ook baie duisende verhale van mense wat wonderbaarlik gered is, want Satan is nie volkome baas op hierdie aarde nie. Ons kan hieruit baie leer, want dis dinge wat vir ons voorlê. Handelinge 12 vers 11. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik, dat die Here sy engel gestuur en my gered het uit die hand van Herodes en uit al die verwagtinge van die Joodse volk. En nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes wat ook Markus genoem word, waar baie in die gebed by mekaar was. So daar was hulle saam besig om in die nag vir Petrus te bid, dwars deur tot die oggend. En dit leer vir my iets. In vers 13 sê, Petrus het toe daar na die deur toe gegaan en gaan klop. En die diensmeisie met die naam van Rodei het gegaan en toe sy hom hoor, toe hoor sy. Maar dis Petrus, en nie binne bid hulle vir hom. En sy gaan sê vir die mense, en wat sê hulle vir hom? Jy's van jou kop af. Ek parafraseer nou. En sy het van blydskap vir die mense gehol en gesê, maar hulle het haar nie geglo nie. Kan jy dink aan 'n ander verhaal ook? Wat het gebeur toe Jesus opgestaan het na sy kruisiging? Toe verskyn hy aan Maria. En toe die vroue na die disippels toe hardloop en vir hulle sê dat Jesus opgestaan het, wat het hulle vir die vroue gesê? Hulle het niks geglo nie. Hulle het gedink hulle is maar van hulle kop af. En so sal die Here weer optree om sy kinders te red. Lees vir ons Matteus 12 vers 9. En hy het daarvandaan weggegaan en in hulle sinagoge gekom. Skus, laat ek hierdie nou weer lees. En hy het daarvandaan weggegaan en in hulle sinagoge gekom. En daar was 'n man met 'n verdorde hand. En hulle het hom gevra en gesê, is dit geoorloof om op die Sabbat gesond te maak? Sodat hulle hom sou kon aankla. Hulle het spesifiek hierdie stryk vir Jesus daar gestel. Hulle wou hom aankla. En dit was Sabbat. En nou wil hulle sien wat hy gaan doen. Maar hy sê vir hulle, watter mens sal daar onder julle wees wat een skaap het en as dit op Sabbat in die sloot val, of kom ons sê hier in 'n dam val en hy gaan versuip, wat gaan hy fariseer en skrifgeleerde doen? Hy gaan klere en al daar inspring en red en help en uithaal, want dit gaan hom geld kos. Dit nie sal gryp en uithaal nie. En nou sê hy hierdie verskriklike woorde in Matteus 12 vers 12. Hoeveel meer is 'n mens dan nie werd as 'n skaap nie? En ek het gesien dat mense vir 'n diertjie omgee, maar dan sal hulle in 'n hof staan en hulle sal die lelikste dinge sê van hulle naaste. Hulle het geen tyd vir 'n ander mens nie. Kan 'n skaap meer werd wees as 'n mens? En so sê Jesus vir hulle, so is dit dan geoorloof om op die Sabbat goed te doen. En hulle monde was gesnoer. Toe sê hy vir die man, steek jou hand uit. En hy het dit uitgesteek en is herstel, gesond soos die ander een. Lees vers 14. Daarop het die fariseërs uitgegaan en saam raad gehou teen hom, sodat hulle hom sou kan ombring. So, hulle wou Jesus doodmaak. En nie net hom nie, hulle wou vir Lazarus ook doodmaak. Want hy was 'n doring in hulle vlees. Dit was 'n bewys dat Jesus goddelik van aard is, dat hy werklik die seun van die mens was, wat hy gesê het hy was.
En in die foto daar sien ek hier tussen die koppe, soos die skilder het geteken het, van die aanklaers, sien ek hoe daardie man daar staan, met die verdorde hand, met blydskap op sy gesig, en hy die Here loof, en hierdie manne staan hier en byt op hulle tande en hulle is kwaad. Ek wil hier ten slotte vir u 'n stukkie lees uit een van die grootste boeke wat nog ooit geskryf is, oor die geskiedenis van hierdie gebeure, veral hier deur die jare wat gebeur het. En dit is die boekie Groot Stryd. En ek lees van bladsy in die Afrikaanse boekie 712. Deur die eeue heen het God deur heilige engele gewerk vir die bewaring en verlossing van sy volk. Hemelse wesens het 'n aktiewe rol gespeel in menslike sake. Hulle het verskyn in klere wat blink soos die weerlig. Hulle het gekom in die vorm van manne gekleed as reisigers. Engele het in menslike gedaante verskyn aan die kinders van God. Ek dink maar aan die 3 manne wat verskyn het aan Abraham, toe hulle Sodom gaan vernietig het. Hulle het soos mense wat moeg is in die middagkoelte van die akkerbome gerus. Hulle het die gasvryheid van mense aangeneem. Hulle het opgetree as gidse vir verdwaalde reisigers. Met hulle eie hande het hulle die vuur op die altaar aangesteek. Dis nou die altaar in die wildernis waar Moses hulle die Here gedien het. Hulle het die deure van gevangenisse oopgemaak. Ons het dit nou net gelees van Petrus. En God se diensknegte vrygestel. In die gewaad van die hemel het hulle gekom om die klip voor die heiland se graf weg te rol. In die vorm van mense verskyn engele dikwels op die byeenkomste van regverdiges. Ook besoek hulle vergaderings van die goddelose, soos byvoorbeeld toe hulle na Sodom gegaan het om aantekeninge te maak van die sodomitiese dade, ten einde vas te stel of hulle die grens van God se verdraagsaamheid oorskry het. Die Here het 'n behaag in genade en vir die ontwil van die paar wat hom in opregtheid dien, hou hy rampe terug en laat hy die vrede van menigtes voortduur. Hoe min besef sondaars dat hulle eie lewens te danke het aan die paar getroues wat hulle so graag bespot en verdruk. En ek het self hierdie ondervind, hoe die Here engele gestuur het om my uit 'n situasie van nood te help. En Rebecca het ook sulke ondervindings. Ons kan getuig daarvan vandag. Ons is nie beloof dat ons lewe altyd seker sal wees nie. Party soos Stefanus het hulle lewe gegee vir die saak en ander het hy wonderbaarlik gered. In ons gebedsfoto is dit 'n skilder daar, 'n engel geteken wat wag hou oor die bekkie van 'n kind. En so kan ons in geloof ons Heiland vertrou. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, ons kom na U toe in swakheid. Ons is nie werd om U kinders genoem te word nie. Ons is skuldig, ons erken dit. Maar Here, ons dank U vir Jesus se bloed. Ons dank U vir sy genade. Ons dank U dat hy sy lewe vir ons instaan om ons te red. Geef vir ons die vertroue om aan U vas te hou en om in hierdie verhale van die Bybel moed te skep en sterk te staan vir Koning Immanuel. Amen.